Goeienaand. Die stormwind, dit roep tot geloof in Jesus. Soms kan 'n routinevaart eensklaps in 'n storm ontaard. Die wind kan onverwags opsteek en dan lyk dieselfde dinge asof dit die laaste dinge gaan wees. So was dit met Jesus se disippels daardie dag op die see. Ons lees uit Lukas 8 vanaf vers 22. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skuit geklim en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaar toe weg en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. Die ewige stormwind het op die meer losgebars en die skuit het vol water begin word sodat hulle in lewensgevaar was. Wind kan baie skielik opkom en die rustige waters van die see van Galilea in 'n lewensgevaarlike plek omskep. Hierdie dag was dit so. Dit was 'n erge storm wat hulle lewens bedreig het. Hoe gaan die disippels nou optree? Jesus is in hulle midde, maar of hy gee glad nie om nie, of hy is soos ons ander mense magteloos om iets te doen. Om verstaanbare redes word hulle bang, soos wat ons bang word as daar skielik storms in ons lewe opsteek en ons daaglikse roetine tot 'n stormsee verander. Sekerlik het hulle eers bietjie self hulle ervaring as vissermanne gebruik, maar spoedig besef hulle dat hulle niks kan doen nie. En dan kan dit nie anders nie. Dan gaan hulle na Jesus toe. En hulle roep uit, meneer, meneer, ons vergaan. Uit hulle aanspreekvorm van die Here blyk dit dat hulle nog nie werklik geglo het dat hy waarlik die seun van God is nie. Hulle het nou al soveel wonders beleef, dat hy mense gesond maak, duiwels uitdryf, visse vermeerder, selfs 'n weduwee se seun uit die dood opwek. Maar nou in die stormwind van hulle lewe, wanneer hulle lewe in gevaar is, dan is hy hulle leermeester, hulle meneer. Volgens Markus verwyd hulle amper die Here deur vir hom te vra of hy dan nie vir hulle omgee nie. Die vraag oor wie Jesus vir jou is 'n altyd aktuele vraag. Ons hoef nie en mag ook nie te wag totdat die wind in die lewe opsteek en dit storms veroorsaak voordat ons vra wie die Here werklik vir ons is nie. Storms laat jou twyfel in die bestaan van die Here, in die omgee van die Here, in die vermoë van die Here. Toe staan Jesus op en bestraf die wind en die golwe. Hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Met 'n enkele woord, 'n woord wat kragtig en lewend is, bring die Here die stormwind tot rus en kom die golwe van die see tot bedaring. Hierdie verhaal is, soos al die genesings en die wonders en die gelykenisse van die Here, deel van sy openbaring oor wie hy werklik is. Al die gebeure met Jesus en sy disippels het te doen met die vraag wat Jesus daarna vra, wat die disippels van Jesus daarna vra. Wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is gehoorsaam aan hom. Hierdie verbaasde vraag impliseer 'n antwoord wat sê dat hy veel meer as net 'n rabbi is. Hy is, en ons weet dit beter, by nabaat. Hy is die Messias, hy is die seun van God, hy is God self. Hy is die een deur wie alles geskep is. Hy is die een deur wie alles nog onderhou en regeer word. Hy is die een wat van die dood kom bevry. Hy is die omgee God. Die een wat van die fisiese dood, maar bo alles van die geestelike dood en die geestelike storms kom bevry. Hy is almagtig. Hy is genadig. Jesus se vraag in die storm, waar is julle geloof dan? Is sekerlik en in 'n sin soveel te meer 'n vraag wat ons vanaand moet beantwoord, te midde van die storms in jou lewe, of dalk juis terwyl jy in rustige waters vaar. Want dan, as jy nou reeds in hom glo, hoef jy nie desperaat te gaan soek, te vra, te wonder, wie is hy as die wind en die storm in jou lewe losbars nie. Goeienaand.